Terwyl die familie instap. Sy plek neem. Dit is nie moeilik om te sien waarom Iwes so gespog het met sy kinders en sy kleinkinders nie. Goeiedag familie en vriende. Vandag staan ons by een van die donker dieptes van die lewe. Ons neem afskeid van Iwes, 'n geliefde man, pa, oupa, familielid en vriend. En ongeag hoe ons onsself voorberei, die dood bly onverwags, onwerklik en onbegryplik. Die hartseer is groot, want die plek wat hy in julle lewe ingeneem het, is nou leeg. En niemand sal dit ooit kan vul nie. Maar in tye soos hierdie troos ons met die woorde van Jesus wanneer hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan ons as gelowiges uitroep, dood, waar is jou angel, waar is jou oorwinning? En daarom treur ons, maar is nie sonder hoop nie. Ons weet dat God die dood verag en nie toelaat dat dit die laaste sê oor ons het nie. En daarom mag ons ook nie toelaat dat die dood die laaste woord oor Iwes spreek nie. In Psalm 121 skryf Dawid, ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Vriende, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, wat sy beloftes gestand hou, en van Jesus Christus wat die prys betaal het en die dood oorwin het, en van die Heilige Gees wat by ons is en ons elkeen kom vertroos. Amen. Ek gaan vra dat ons die eerste lied sing, Wees stil en weet.
Geliefdes, hier by die Eike is daar een groot gewoonte wat ons het by 'n roudiens of 'n begrafnis. En dis dat die Christuskers ook op die tafel staan met 'n doringdraad omgevou. Dit is eintlik die teken dat Jesus ons seer en ons pyn ken, dat hy dit aan sy liggaam ook gevoel het. Terselfdertyd kom staan ek by die doopbak, juis om ons ook hier aan te herinner. Oom Gert Ewes Pinaar is deur die doop ingelyf in die liggaam van Christus. Deur die doop dra hy die teken dat hy deel geword het van Jesus se sigbare liggaam hier op aarde. Hy is gedoop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Deur die doop dra hy oom die teken dat God hom vir ewig heilig verklaar het. Ons steur onsself nie aan wat mense van ons dink of van ons sê nie, maar aan wat God van ons dink en van ons sê. En is as geheiligde dat hom ewes die lewe hier op aarde verlaat. Ons het hier saamgekom met ons hartseer, maar nie sonder hoop nie. Ek wil vra dat ons nou ook ons hartseer aan God oorgee en hom vra om ons te troos. Kom ons bid saam. Here, dit is dae soos hierdie en oomblikke soos die wat ons opnuut besef dat ons U nodig het. Here, ons almal weet dat daar een afspraak is wat ons nie kan vermy nie. Maar Here, wanneer 'n geliefde van ons geneem word, dan voel ons dit diep binne in ons. En vanoggend, Here, kom buig ons voor U. Ons kom gee hierdie seer, hierdie broosheid aan U oor. Dankie, Here, dat U 'n God is wat in ons pyn, in ons seer by ons is. Ek wil vanoggend vir Tannie Alta en die hele familie aan U kom opdra. U weet, Here, dat net U die een is wat hulle kan troos. Mag U hulle toevou in U arms. En mag hulle ervaar, Here, hoe U hulle troos. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Liewe familie en vriende, ons is hier saam om die lewe te vier en te eer van oom Ewes Pinaar. En om God te dank vir die gawe en die voorreg dat hy hom met ons gedeel het. Dat ons hom kon ken en dat ons hom kon lief hê. Ons is hier om te onthou, om stories te vertel, om te lag, ja, om te huil. Ons is ook hier om afskeid te neem van sy fisiese teenwoordigheid hier by ons. Maar ons is ook hier, bovenal, om te getuig dat ons met ons hart glo dat Christus leef. En daarom weet ons dat oom Ewes saam met hom leef. Vriende, hierdie belofte geld ook vir elkeen van ons. In lewe en in sterwe behoort ons aan God. Hoe vang mens die lewe saam van so 'n besonderse mens? Ons neem afskeid van 'n man wat inderdaad elke dag gebruik het ten volle. 'n man met 'n vol lewe. 'n man wat nie net bestaan het nie, maar wat waarlik geleef het. 'n man wat nie toegelaat het dat sy omstandighede
sy toekoms bepaal nie. 'n Man met vasberadenheid, wat hard gewerk het, wat geloof altyd gekoester het, en wat liefde eerste gestel het. En op so 'n manier ook sy pad gebou het. Vandag onthou ons met dankbaarheid die lewe van oom Iwes. Die oom het groot geword in Port Elizabeth as die oudste van 10 kinders. Soos almal van ons weet, het dit beteken dat dit nie maklike kinderdae was nie. Sy gesin het ook baie rondgetrek en van kleins af was hy in die koshuis. En daar was uitdagings en ook swaar kry, wat baie mense sou breek. Maar daardie moeilike jare het iets besonders in hom gevorm. Dit het hom geleer om sterk te wees, om verantwoordelikheid te neem en om nooit moed op te gee nie. Op 16-jarige ouderdom moes hy die skool verlaat om te gaan werk. En hy is by die spoorwegkoshuis afgelaai en hy het besluit om self sy lewe te bou. En dit was die begin van 'n merkwaardige verhaal. Hy het nie gewag dat geleenthede na hom toe kom nie. Hy het hulle self geskep. Hy het begin met 'n loopbaan en homself opgebou van stoker tot 'n masjinis. En dit was vir hom meer as net 'n beroep. Treine het deel geword van sy hele wese. Oom Iwes en treine hoort saam in een sin. Dit was sy passie, sy wêreld en sy trots. Hy was ook 'n uitstekende sportman, en cricket en rugby en boks was deel van sy lewe. Hy was selfs iemand wat met al twee voete 'n bal oor die palle kon drop. Wat ook al hy aangepak het, het hy met oorgawe gedoen. Maar een ding wat die hardste oor sy karakter getuig, is dit wat op 43-jarige ouderdom gebeur het. Baie mense sou gesê, dis te laat, laat dit gaan. Hy het besluit om sy matriek klaar te maak. Op 43-jarige ouderdom. Dit het moed geverg, dissipline en deursettingsvermoë. En daardie prestasie het vir hom nuwe deure oopgemaak. En hom die geleentheid gegee om ook 'n instrukteur te word. Hy het nie net sy kennis van treine opgebou nie, hy het dit ook gedeel deur ander mense te leer oor treine. En toe kom daar 'n moeilike draaipunt. Op 45-jarige ouderdom, of 'n 50-jarige ouderdom, moes hy in 1988 weens mediese redes aftree. Vir baie sou dit die einde gewees het, maar nie vir hierdie oom nie. Hy was net nie gemaak om stil te sit nie. Hy het sy eie besigheid begin en hy was self betrokke, self hande bygesit en na sy hartomleiding, selfs na 'n bietjie boer, het hy uiteindelik afgetree. Elke keer wanneer die lewe vir hom 'n deur toegemaak het God weer vir hom 'n ander een oopgemaak. En wanneer ons aan die oom dink, dan onthou ons ook 'n trotse, netjiese, soos ek gesê het, hardwerkende man. Hy was sterk, fisies sterk. En soos sy klein kinders sê, hulle kon nie eers sy vingers oopgebuig kry nie. So sterk is hy. Hy was nederig, vasberade, maar ook vriendelik. Onafhanklik, maar ook altyd bereid om te help. Hy het daarvan gehou om dinge reg te doen en om betyds te wees. Trouwens, hy was gewoonlik lank voor die tyd gereed. En ons sou definitief laat gewees het vanoggend. Hy was iemand wat nie baie nodig gehad het om gelukkig te wees nie. Hy was met min tevrede, maar hy het hard gewerk om seker te maak dat sy gesin en sy familie genoeg gehad het. Hy was 'n mens, wat maklik met iemand 'n geselsie kon aanknoop oor enigiets, en dit het hom altyd ook die kans gegee om so klein bietjie oor sy ouderdom te kon spog. Oom Iwes was 'n omgee mens, en in Othello het hy later die bynaam van dokter gekry, omdat hy mense besoek het en altyd opgevolg het. Hy het regtig belang gestel in mense. Sy liefde vir sy familie was sigbaar.
Sy kinders en sy kleinkinders was sy groot trots. En hy het graag oor hulle gepraat en definitief met hulle gespog. Alles waarvoor hy gewerk het, alles wat hy opgebou het, en uiteindelik alles waar sy lewe gegaan het, was die mense vir wie hy lief was. Wat 'n kleurvolle mens was hy nie. Behalwe vir sy liefde vir treine, was sy lief vir tuin maak, en sy plante het altyd net gegroei. Sy bekende avokadoboom het self ook in die koerant opgeëindig. En dan moenie vergeet van die bobbejaanklippe wat van tuin tot tuin getrek het en nou selfs in Eversdal staan nie. Sy groen vingers het lewe gebring oral waar dit gegaan het. Hy was ook 'n man wat geweet het waar die spesiale aanbiedinge is, en as jy goedkoop vrugte wou gekoop het, was hy die man om te vra, en sy kleinkinders het dit geweet. Hy het geweet hoe om rand en sent om te draai sonder om ooit synig te wees. Hy was lief vir kamp, reis en avontuur, selfs letterlik uit sy eie bewerk. Van 1974 af het die staanplek F325 en die motorhome vir baie herinneringe gesorg. Hy is betrokke by die ATKV en hy het diep spore gelaat in die barmhartigheidsdiens van gemeentes. Ons glimlag ook oor sy unieke gewoontes wat hom net so besonders gemaak het. Na 'n vol dag was dit tyd vir boeremusiek en nou onlangs die telepoekies ook. Dan behoede jou as jy ingemeng het met sy 7 uur nuustyd en om net seker te maak dat hy niks gemis het nie, het hy 9 uur en 11 uur weer 'n keer ingeskakel. Sy bederf was 'n halwe koppie koffie wat hy later ijskoud gedrink het. En moenie vergeet van die beskuitjies wat ook daarin geval het en ook later eers geëet is nie. En almal het geweet dat selfs die beste steakhouse sou hom kon omkoop met 'n goeie bord vis en chips. Hy was self lief vir kos maak en van die heerlikste afgekookte vleis van bene af tot die laat aand toast wat in die sakkie gebeere is. Natuurlik was hy lief vir braai, maar meer vir vuur maak en hout optel. En die insident van Nature's Valley en die een in die wildtuin sal die familie maar eerder moet vertel. Hy was nie gewoond om komplimente te kry of om geprys te word nie. Hy het nie aandag gesoek nie. Hy het eenvoudig geleef. Maar bo alles was daar 2 dinge waarvan ons diep kan getuig. Sy liefde vir sy vrou en sy liefde vir God. Hierdie 2 was die fondasie wat hom dwars deur die lewe gedra het. Sy liefde vir die tannie was sigbaar op soveel maniere en ook hoe hy die lewe aangepak het. En sy geloof in God was nie net weggesteek nie. Hy het skaamteloos daaroor gepraat. En vroeër die jaar het hy weer opnuut sy hart vir die Here gegee en hy was nie bang om dit vir mense te sê nie. Hy wou hê mense moes weet dat sy vertroue in Jesus Christus is. Daarom treur ons vandag met hoop. Nie omdat ons nie hartseer is nie, nie omdat ons harte nie swaar is nie, nie omdat ons nie sy stem gaan mis nie. Ons gaan dit wel doen. Hom mis, sy stem, sy grappies, sy stories, die poetse wat hy gebak het. Gelukkig is die kleinkinders nou te groot om op te hang aan 'n wasgoedlyn. Sy oproepe, sy nuuskierigheid, sy besoeke en sy liefdevolle belangstelling ook aan ander. Ons treur as mense wat weet dat die dood nie die laaste woord mag hê nie. Vandag gee ons die oom terug in die hande van die Here. En ons dra sy lewe ook aan die Here op. Ons dank God vir die voorbeeld van deursettingsvermoë. Ons dank hom vir sy harde werk, sy gasvryheid, sy liefde vir mense, sy humorsin en sy geloof, natuurlik sy liefde vir sy familie. En om ons juist daarin te troos, wil ek graag vir ons uit Psalm 23 lees. Dis juist in oomblikke soos hierdie, wat ons kan vashou aan die wete dat God ons dra, en dat hy dit vir ons wys op hierdie tasbare manier.
Voordat ek Psalm 23 lees, gaan ek vir die Here vra om dit vir ons oop te breek. Kom ons bid saam. Here, dit is in oomblikke soos die, wat ons weet dat ons troos net van een plek afkom, van U af. Dankie Here, dat ons na U woord toe kan draai, en kan hoor Here hoe U met ons praat. Mag U uit Psalm 23 U hart vir ons wys, en mag U ons troos, juis in hierdie dae. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. En selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas en ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Dawid begin hierdie bekende psalm met die woorde: die Here is my herder, ek kom niks kort nie. En die klem van hierdie eerste sin val op die woord my herder, my Here. God is nie 'n ver af God wat op 'n afstand staan en toekyk nie. Hy is nie 'n koue, onpersoonlike mag wat die wêreld geskep het en daarna dit aan dit self oorgelaat het nie. Hy is die Here wat betrokke is. Hy is die herder wat sy skape ken, wat hulle name ken, wat hulle vrese, hulle swakhede en hulle behoeftes ken. En wanneer Dawid sê die Here is my herder, praat hy ook uit ervaring uit. Hy praat as iemand wat self 'n skaapwagter was, wat geweet het hoe afhanklik die skape van hulle herder is. Sonder die herder het hulle verdwaal, sonder die herder is hulle weerloos, en sonder die herder kon hulle maklik in die gevaar kom. En daarom gebruik Dawid hierdie mooi beeld om iets van God se liefde en sorg te beskryf. God is die een wat voorsien wanneer ons nodig het. Hy is die een wat ons beskerm wanneer ons kwesbaar is. Hy is die een wat ons dra wanneer ons moeg is. Dit is ook hierdie God wat hom iewes deur sy lewe leer ken het. Wanneer ons vandag terugkyk oor sy lewe, sien ons nie net sy eie verhaal raak nie, maar ook die verhaal van God se trou en belofte teenoor die oom. Ons sien hoe God hom deur al die verskillende seisoene van sy lewe gelei het. Daar was tye van vreugde en tye van uitdagings. Daar was tye van oorwinning en ook tye van teleurstelling. Daar was dae wat lank was, daar was dae wat trane gebring het, maar daar was ook trane waar daar 'n grappie en 'n lag saamgekom het. Deur dit alles was God teenwoordig. Dawid gaan verder en hy sê, hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Dit is wat God vir sy kinders doen. Hy gee nie net vir ons die nodige om te leef nie. Hy sorg vir ons. Hy sorg ook vir ons harte. Hy bring vrede wanneer die wêreld rondom ons onrustig is. Hy gee hoop wanneer ons moedeloos word, en hy gee krag wanneer ons swak is. Dawid kyk terug oor sy lewe en onthou hoe God hom gelei het. Hy onthou die kere wat God uitkoms gegee het. Hy onthou die reddingsdade van die Here wat sy volk uit Egipte gelei het, deur die woestyn en veilig in die beloofde land aangebring het. En omdat Dawid dit onthou wat God reeds gedoen het, kan hy ook op God vertrou vir die toekoms. Dan kom ons by die bekendste deel van hierdie psalm. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Dit is belangrik om raak te sien dat Dawid nie sê dat gelowiges
nooit deur donker diepte sal gaan nie. Hy sê nie dat God alle pyn en lyding en verlies uit ons lewe sal verwyder nie. Hy sê wel dat ons nooit alleen daardeur hoef te gaan nie. As skaapwagter het Dawid geweet van die gevaarlike valleie wat hy kan teekom. Hy het geweet van die plekke waar roofdiere kon wegkruip. Hy het geweet van die donker klowe waar 'n skaap maklik in kon verdwaal of beseer word. En hy het waarskynlik self sulke oomblikke beleef waar gevaar naby was. Maar hy het ook ervaar dat die herder saam met sy kudde deur die donker plekke stap. Geliefdes, vandag is ons by so 'n donker vallei. Die dood het hom iewes van ons kom neem. En dit laat 'n groot ruimte wat niemand anders kan vul nie. Ons hartseer is groot en dis 'n oomblik soos hierdie waar ons wens ons kan hom terugkry. Maar juis hier hoor ons ook God se belofte. Ek is by julle. God is vandag hier tussen ons. Hy is naby ons met ons gebroke harte. Hy sien elke traan. Hy hoor elke sug. En hy ken die vrae wat in ons gemoed leef. Maar ons hoef dit nie alleen deur te maak nie. Dawid se vertroue het nie gerus op sy eie krag nie. Dit was 'n vertroue wat gegrond was op die feit dat God groter is as enige gevaar, selfs groter as die dood. En daarom glo ons dat hom iewes se verhaal nie vandag eindig nie. Die lewe wat God aan hom gegee het, word nie deur die dood vernietig nie. Die Here het hom sy hele lewe lank gelei. En daardie Here is die een wat hom nou veilig weer tuis bring. In die laaste deel van hierdie Psalm verander die beeld wat Dawid gebruik vir God, van 'n herder na 'n gasheer. Dawid sê, U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teenstanders moet toekyk. God ontvang hom as 'n eregas en oorlaai hom met hartlikheid. Wat 'n wonderlike beeld van genade. As sou hy benoud raak en voel asof iets hom gaan oorweldig, weet hy dat hy altyd veilig is in die Here se huis. Dat hy altyd veilig is in God se teenwoordigheid. Die God wat hom iewes deur sy lewe gedra het, is die God wat hom nog steeds vashou. Die God wat hom beskerm het, beskerm hom steeds. Die God wat vir hom voorsien het, sorg steeds vir hom. Die God wat hom liefgehad het toe hy hier op aarde was, is die een wat hom nou as 'n eregas verwelkom in sy teenwoordigheid. Dan sluit Dawid af met een van die mooiste belydenisse. Dat hy altyd sal tuis wees in die Here se huis. Om iewes is nou tuis. En Alta, Marius, Sesta, Marnay, familie en vriende. Die Here wat die oom gedra het, sal julle ook altyd dra. Die Here wat julle vertroos het, wat hom vertroos het, sal julle ook nou vertroos. Die Here wat hom veilig deur die donker dieptes van sy lewe gedra het, sal julle ook deur hierdie tyd vat en saam met julle deur hierdie donker vallei gaan. Mag julle in hierdie moeilike tyd vir God naby julle ervaar. Mag julle onthou dat hy altyd die een is wat julle versorg en hy julle omsien. Mag julle onthou dat sy liefde sterker is as die dood. Maar meer as dit, mag julle saam met Dawid en saam met die oom ook bely, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Amen. Here, dankie dat Psalm 23
ons herinner aan wie U is. Ons herder. Dat U nie wegstaan en ver af toekyk nie. Dat U persoonlik by elkeen van ons betrokke is. Dat ons dit kan getuig van die oomse lewe, dat ons kan weet, Here, dat alles wat hierdie Psalm ons leer, waar is van U, en ook waar is van die oomse lewe. Dat U sy herder was, dat U hom gelei het tot rus en waters waar daar vrede is. Dat U die een is wat deur al die donker valleie saam met hom gestap het en met tye hom gedra het. Waar ons nou by so 'n donker vallei staan, wil ek bid en vra, Here, dat U met die tannie en met die hele familie sal wees. Dat U getrou aan Uself ook saam met hulle hierdie pad vorentoe sal stap. Ja, Here, mag hulle U nabyheid ervaar. Mag hulle voel hoe U die een is wat hulle optel en hulle dra wanneer hulle nie meer kan nie. Ja, Here, dat U die een is wat hulle stikkende harte weer heel maak. Ons eer U vir die voorreg dat ons die oomse lewe op so 'n manier kan vier. En kan weet dat die lewe wat U hom gegee het, nie van hom af weggevat kan word nie. Dat U die een is wat hom nou ontvang as 'n eregas en hom oorlaai met U hartlikheid. Ons eer U daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ek gaan nou 'n geleentheid gee vir die huldeblyke en daarna vir die bedankings. Sjoe, ek is waarskynlik 'n bietjie oor optimisties oor hierdie sê van praat vanoggend, maar kom ons kyk maar hoe dit gaan. Ek moet eintlik, ja, ek wou dit baie graag doen. So as dit ook vir julle klink asof ek en Dominee Johan notas voor die tyd saamgeskryf het, dit is glad nie so nie. Ons ek eintlik dis baie raakpunte. Ek dink dit sê ook maar net iets van dit wat uitgestaan het in my pa se lewe. My pa se lewensverhaal het in 1938 begin. As die oudste van 10 kinders het hy groot geword in moeilike omstandighede. Sy droom was om verder te studeer, maar sy ouers het ander planne vir hom gehad en op 16 het hulle hom uit die skool gehaal om te gaan werk. Daar het sy groot passie vir treine natuurlik ontstaan en was hy 34 jaar in diens van Transnet. Een van die dinge wat altyd by my sal bly, is sy hande. Mooi, sterk, breingebrande hande wat die verhaal van 'n leeftyd se harde werk vertel het. Hy het onverpoos gewerk om vir sy gesin te voorsien en seker te maak dat ons as kinders die geleenthede kry wat hy self nie gehad het nie. Op die ouderdom van 43 het hy self sy matriek voltooi, 'n bewys van sy geloof dat dit nooit te laat is om te leer of 'n doelwit na te streef nie. Sy grootste trots was sy gesin en hy het baie graag met ons gespog. Hy was lief vir sy vrou, sy kinders, sy kleinkinders en twee agterkleinkinders wat hy ongelukkig nou nie nooit die voorreg gehad het om te ontmoet nie, en hulle geluk het vir hom die meeste beteken. Hy het nie baie nodig gehad om gelukkig te wees nie. Hy was tevrede met die eenvoudige dinge in die lewe. Hy was 'n man met baie belangstellings en het die buitelewe geniet. Hy was 'n krangige tuinmaker, het baie graag gehengel, veral saam met my man op Hartenbos vir baie jare, was lief vir sport kyk, was mal oor braai, hy kon wel net vuur maak, kos gemaak en kamp was sedert my geboorte 'n groot deel van ons lewens. Die tradisie van pappa wat op oujaar by Hartenbos pot maak,
voor ons as familie die middernagdiens op die amfitheater bywoon, sal altyd 'n kosbare herinnering wees. Hy het 'n liefde vir kennis gehad. Hy het verskriklik baie gelees. Hy het blokkiesraaisels gedoen en tot aan die einde 'n besondere skerp verstand gehad. Presies geweet wat in sy bankrekening aangaan, lysies gemaak, hy was net op dit. My pa was ook 'n man van geloof, wat sy hele lewe lank betrokke was by die kerk. Hy was altyd baie netjies in sy voorkoms, jy kon hom altyd deur 'n ring trek. Hy was gasvry, vrygewig van gees en lief vir mense. Hy kon met enige een gesels, 'n vriend of 'n vreemdeling. En het altyd tyd gehad vir 'n geselsie of 'n ou grappie. Hy het baie maklik gegee en baie van wat hy gehad het, het hy met ander gedeel. Soos ons elkeen het hy sy eie tekortkoming gehad. Geduld was nie altyd sy sterkste eienskap nie. Hy het altyd my ma gesê, "Ai vrou, toe geduld uitgedeel was, het ek 'n bietjie agter in die ry gestaan." Maar hy het altyd probeer. Hy was altyd aan die beweeg. Ja, altyd haastig, altyd besig om die volgende taak aan te pak. Tot op die luit nog 'n dag voor sy dood het hy nog gery. Hy was so lief vir daai kar van hom. Hy wou net elke dag ry, so hy was net aan die gang. Maar selfs daarin was daar iets van sy gees, 'n man wat die lewe met energie en doelgerigtheid aangepak het. Op 12 Februarie hierdie jaar het hy weer opnuut sy lewe vir die Here gegee en hy het nie geskroom om 'n getuie van Jesus se genade vir hom as sondaar te wees oral waar hy gegaan het nie. Dit gee vir ons soveel vreugde, vrede en troos om te weet dat pappa nou by Jesus is. Vandag neem ons afskeid van 'n geliefde eggenoot, pa, oupa, skoonpa, oupa grootjie en vriend. Hoewel nie altyd maklik nie, was sy lewe een van betekenis, liefde, geloof en harde werk. Daar is so baie dinge wat ek van pappa sal mis. Veral ons uitstappies na coffee time. Hy het geglo net coffee time kan 'n lekker omelet maak vir pappa se gunsteling, 'n omelet met ham, spek en sampioene en met ekstra kaas. Onthou die ekstra kaas en 'n Coke. En die standaardbestelling van vis en chips maak nie saak by watter restaurant ons eet nie. Die herinneringe wat hy agterlaat, die waardes wat hy geleef het en sy liefde vir sy gesin sal vir altyd by ons bly. Ons sal pappa onthou met dankbaarheid, met trots en met liefde. Sy nalatenskap leef voort in elkeen wat die voorreg gehad het om hom te ken. Soos mamma gesê het, ons almal het baie van dieselfde eienskappe van oupa uitgelig en ek praat so 'n bietjie namens die kleinkinders, maar ek dink ook net die res van die familie. As ek lees wat die familie alles oor oupa geskryf het, is daar 'n paar sentrale idees wat in elkeen se gedagtes opgekom wanneer hulle aan oupa dink. Sy liefde en trots vir sy kinders en kleinkinders, sy hardwerkendheid en doelgerigtheid en sy liefde vir die natuur en 'n goeie grappie, om 'n paar te noem. Ek en my broer, Marlou, is 'n paar jaar jonger as die ander niggies en neefies, so ons het nie die voorreg gehad om oupa so lank soos die res van hulle te ken nie. Maar die jare wat ons met oupa se teenwoordigheid geseën is, was kosbaar. Ek sal oupa altyd as jonk van gees onthou en iemand wat ons kleinkinders se kinderjare opgehelder het met speletjies en grappies. Oupa het nog in sy 70's saam met ons krieket in die tuin gespeel, Kersfees saam met ons kinders in die swembad biljaar en Desember saam met ons gekamp en gaan visvang. Daar was ook vele lesse te leer van oupa. Hy het ons geleer dat harde werk mens ver in die lewe sal bring en dat jy enigiets kan bereik met genoeg deursettingsvermoë. Sy omgee vir die mense om hom was duidelik en hy was vrygewig met dit wat hy gehad het. Hy was innemend en kon met enige iemand 'n geselsie aanknoop en hy het met vrymoedigheid gepraat oor hoe die Here in sy lewe gewerk het. Hy het ons onvoorwaardelik lief gehad en het elkeen van ons se prestasies met entoesiasme gevier. My hart is seer oor al die mylpale wat oupa nie saam met ons kan vier nie, maar ek bly dankbaar vir die geleende tyd waarmee ons geseën is om soveel kosbare herinneringe saam met oupa te kon maak. Rustig, oupa, ons gaan jou baie mis. Baie liefde, die kleinkinders en die agterkleinkinders.
Die stukkie wat ek gaan lees het oupa self geskryf. Ja. Daar is tye wanneer alles met eens tot 'n stilstand kom. Dis asof ons nêrens kom nie. Die toekoms lyk leeg en sonder doel. Ons het gedink ons het 'n sekere bestemming, maar met eens het die trein stilgehou en is ons op 'n donker, koue stasie uitgestoot. Daar is nie altyd tot ons voordeel dat ons die plek bereik wat ons op ons kaartjies aangegee word nie. As ons toegelaat was om volgens ons eie mening daardie rus voor te sit, sou dit miskien op 'n treinramp uitgeloop het. Of as ons moontlik tog ons bestemming bereik het, sou ons ontdek het dat dit glad nie so 'n voortreffelike plek is soos wat ons verwag het nie. Ons kan nie al die tyd aan die beweeg bly nie. Dis daarom dat God ons soms in een van sy stasiewagkamers moet sit. Hierdie is die aansluitings van die lewe, die belangrike punte waar die ingewikkelde lyne van bestemming kruis en saamloop. Hierdie soort plekke is somber, maar baie noodsaaklik, want dis hier waar ons die les van geduld die beste kan leer. Dis onverstandig om op en af op die perron te stap, of om uit te hardloop en met die signale te peter. Ons kan nie die tydroosters van die voorsienigheid verander nie. Het een of ander verlies of teleurstelling jou na 'n dooie punt gelei? Die teegheid of die leegheid en skynbare doelloosheid is maar net van 'n tydelike aard. Hou net vas aan jou geloof. God het jou nie vergeet nie. Die regte trein sal op die regte oomblik aankom. Oupa, jou hemelse trein het gekom. Dankie julle. Familie het gevra dat ek 'n paar bedankings sal doen namens hulle, so vergun my die geleentheid te begin vir elkeen van julle wat die opoffering gemaak het en die tyd gemaak het om hier te wees, om saam met ons pa se lewe te vier. Baie dankie. Ons waardeer dit opreg en ons besef nie wat 'n verskil dit maak as jy gaan en deur moeilike tyd gaan en jy weet daar's mense om jou nie. So dankie dat julle hier is. En dan 'n spesiale dank vir die familie wat ver gekom het van Namibië. Anu, jy is oor op, ek weet nie hoeveel kontinente nie, maar jy is oor 'n paar om hier te wees, so baie dankie. Willas, as ek jou nou so sien en ek jou luister wat jy praat, en ek sien jou met die tweeling, herinner dit my 'n ding wat Dominee Johan gesê het, waarskynlik vir my sulke mooi woorde, ons treur met hoop. En ek kyk nou sommer die tweeling, en hulle het vir ons regtig hierdie afgelope 2 weke was hulle vir ons 'n ligstraal. Het was 'n moeilike tyd en dan as jy nie weet wat om te doen nie, dan vat jy een van die twee en die wat die weet nie, hulle is skaars nog eers amper 3 maande oud. Hulle op sigself is 'n wonderwerk, maar ook vir my 'n teken van hoop. Miskien nog 'n dingetjie wat ek sommer nou aan dink, as jy op 3 maande hier kan wees en God het vir jou 'n plan, jou plan is dat jy nou al 'n verskil kan maak en ons vir ons hoop gee, so gee Jesus elkeen vir ons 'n purpose. Of jy so oud was soos oupa 87 of jy 3 maande oud is, ons stap 'n pad, ons het 'n purpose, ons moet dit lewe. Dis wat ons Vader wil hê van ons. Maar het gevra dat, ek het gesê dankie vir julle wat hier is. Ongelukkig kon pa se enigste oorlewende sussie in Oudtshoorn Tannie Marie nie vandag hier wees nie, as gevolg van haar gesondheid, maar ma wil vir haar en oom Louis bedank vir hulle liefde en trou ondersteuning deur die jare. En ook vir julle wat aanlyn kyk, baie dankie vir die tyd wat julle ook gemaak het om saam met ons te wees, en ek weet daar's 'n hele paar van julle wat vandag hier saam met ons sou wees, wat ver is. Ons hoop regtig
dat die diens ook vir jou iets beteken het. My skoonma en die res van ons het sedert pa se afsterwe soveel boodskappe en oproepe ontvang van medelee en ondersteuning. Dit is regtig moeilik om almal van julle te bedank. Daar was ook baie geskenke en blomme en kos afgelewer. En ma sê sy sal probeer om, en het waarskynlik alreeds elkeen persoonlik te bedank, maar ontvang asseblief ons opregte dank en waardering vir dit. Maar het ook gevra dat ek veral vir die inwoners van Bianca moet bedank vir hulle omgee en liefde gedurende hierdie moeilike tyd. Op die aand van pa se afsterwe, dis nou vandag 2 weke terug, het ons opnuut waardering gekry vir die rol wat die verpleegspersoneel van Othello en die mense van Afpop gespeel het. So dankie aan julle vir julle onbaatsigtige diens. En Tannie Winnie, dankie vir jou wat daai aand daar was, vir ma en vir ons almal soveel beteken het en vir ons bygestaan het. Daar's natuurlik baie mense wat bedank moet word vir al die reëlings vir vandag, van die blomme tot die blaadjies en alles tussenin. Almal van die familie het ingespring en gehelp, selfs al was daar net al was dit net om na die tweeling te kyk of vir Willas te help. So dis vir die Parel familie, vir die Windhoek familie, vir die Durbanville familie, baie dankie. En Bridget, was jy en Marnel, baie dankie vir julle twee vir die blaadjie en die saamstel van die skuifie vertoring wat julle al gesien het en waarskynlik nog weer gaan sien. Dan wil ek sommer net ook dankie sê vir die personeel van NG Kerk de Eike, Elmarie en Renée en Tim en Dominee Johan, baie dankie vir julle hulp en ondersteuning, en dit sluit in die dames wat die eetgoed voorberei wat ons hierna gaan hê. Dominee Johan, vir jou 'n spesiale woord van dank vir maandag aand se kuier saam met die gesin en met die familie, en ook vir jou boodskap vandag. Regtig, jy het dit so mooi vertel, pa so baie bly gewees het. Maar het ook gevra dat ek spesifiek die volgende moet voorlees vir julle namens haar. Ek wil ons kinders en kleinkinders bedank vir hulle liefde en omgee oor al die jare vir my en pappa. Vir die wat van ver gekom het, baie dankie. Renée en Jacques, baie dankie dat julle julle huis beskikbaar gestel het om my en die res van die familie die afgelope tyd te huisves. Ek waardeer dit opreg en pappa so baie dankbaar gewees het. My skoonpa het altyd gehoop, sonder 'n sweem van hoogmoed, dat mense hom sal onthou. Dit was nogals belangrik. Pa, ek dink jy sou baie van die diens gehou het. Ek het geen twyfel, jy glimlag van oor tot oor nie. En dan wil ek net afsluit en net ons Hemelse Vader bedank. Hy het vir pa vir ons geleen, en pa was 'n liefdevolle man vir ma, 'n voorbeeldige pa vir sy kinders, 'n trotse oupa en oupa groot vir sy klein en agterklein kinders, 'n loyale vriend vir baie van ons, en die belangrikste van als, 'n getroue volgeling van Jesus ons Heer. Eer hom, ons Vader, vir pa se lewe, rustig pa, dankie. Baie dankie vir die mooi hulpblyk en ook Jacques vir die bedankings. Ek gaan nou kans gee dat ons na die skyfies kyk wat so in foto's ook om Iwe se lewe vertel. En daarna gaan ons so 'n oomblik hê waar die familie ook 'n simboliese handeling doen. Kom ons kyk na die skyfies.
close my eyes, drew back the curtain to see for certain what I thought I knew. Far, far away, someone was weeping, but the world was sleeping. Any dream will do. I wore my coat with golden lining, bright colors shining, wonderful and new. And in the east, the dawn was breaking, and the world was waking. Any dream will do. A crash of drums, a flash of lights, my golden coat flew out of sight. The colors faded into darkness, I was left alone. May I return to the beginning. The light is dimming, and the truth is too. The world and I, we are still waiting, still hesitating. Any dream will do. A crash of drums, a flash of light, my golden coat flew out of sight. The colors faded into darkness, I was left alone. May I return to the beginning. The light is dimming, and the truth is too. The world and I, we are still waiting, still hesitating. Any dream will do. Any dream will do. Ek kan hoog oor die wolke swewe, want ek weet Jesus lewe. Ek's die koningse kind, 'n koningskind. Daar's een wat lief is vir my, daar's een wat sing oor my. Hy is die koning, hy's my pa, my pa. Daar's niemand groter as hy nie, daar's niks wat ons kan skei nie. En my hele hart behoort aan hom, aan hom. Ek kan hoog oor die wolke swewe, want ek weet Jesus lewe. Ek is vry, ja ek is vry. Al die engele omring my, maar die Heilige Gees is in my. Ek's die koningse kind, 'n koningskind. Niks kan sy liefde meet nie, hy
sal nooit van my vergeet nie, want in sy hande lê my naam, my naam. Ek is die appel van sy oog, en hy hou my hande hoog. Kom wat wil, ek is nie bang, nie bang. Ek kan hoog oor die wolke swewe, want ek weet Jesus lewe. Ek is vry, ja ek is vry. Al die engele omring my, maar die Heilige Gees is in my. Ek's die koningse kind, 'n koningskind. Ek kan hoog oor die wolke swewe, want ek weet Jesus lewe. Ek is vry, ek is vry, ja ek is vry. Al die engele omring my, maar die Heilige Gees is in my. Ek's die koningse kind, 'n koningskind. Ek's die koningse kind, 'n koningskind. Die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer, U regeer. Miljoene in gereedheid staan die engele om sy troon, verbuisterend sy sieraad en die wielde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die water dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. U regeer in ons harte, U regeer oor die heelal, U regeer in ons lewens, U regeer boven alles. Soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. En aan U
When all foundations have been shaken, when I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking, you still reign and you're still God. And when it feels all hope is fading, the heavy questions hit so hard, and though my soul may feel forsaken, you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story: you still reign and you're still God. I will declare that you are with me, though voices whisper that you're not. You'll never leave me nor forsake me, 'cause you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. Yes, it will. You still reign and you're still God. Vriende, gaan nou vra dat daar 'n simboliese handeling gaan gebeur. Van die altaar aan die kinders gaan vorentoe kom en hulle gaan as 'n laaste eerbetoon roosblare op die tafel neerlê, en daarna gaan die klein kinders kersse kom aansteek om die kers wat op die tafel staan en brand, wat die oom se lewe verteenwoordig. En as hulle kersse aangesteek het, dan is dit ook as 'n simbool van die feit dat hulle sy nalatenskap oorneem en dit ook in die res van hulle lewe gaan indra. Ek gaan vertel nooi om voor ons te kom om die roosblare te strooi. Ek nooi die kleinkinders vorentoe om die kersse aan te steek.
Vriende, terwyl Marius die kers uitgeblaas het, wil ek vra dat ons daarop sal reageer met die laaste lied, wat 'n vriend het ons in Jesus. Weer neem. Vriende, die Here Jesus het vir ons gewys dat God 'n hart het vir ons wat seer en stikkend is. Jesus se liggaam is gebreek en sy bloed het gevloei. En so seker soos wat ons hierdie brood sien en hierdie wyn sien, so seker kan ons daarvan wees, dat die Here in hierdie oomblikke, waar ons pyn en ons seer ken, dat hy ons nie alleen met dit laat nie. Maar meer as dit, is die teken van die nagmaal ook die bevestiging van die belofte dat die Here aan ons die ewige lewe gegee het. Ek wens almal kon in die gesprek gewees het toe die skyfie by die huis gespeel het, om te kon hoor watter foto waar geneem is en watter herinnering agter dit is, van die lokomotiewe wat die oom self gery het, tot kuiertjies en sekere herinneringe by die staanplek en met die motorhome, die eerste selfie wat geneem is. Geliefdes, ons mag nie toelaat dat die dood die laaste sê oor Iwes het nie. Dit mag nie die hardste getuig oor hom nie. Mag ons sy lewe eer en herdenk deur hom te laat voortleef
in ons gesprekke, in ons denke en in die manier hoe ons leef. Mag ons iets van hom aan die wêreld teruggee. Nie omdat hy weg is nie, maar omdat hy terug is in sy Vaderhuis. Ontvang die seën van die Here. Mag julle weet dat God by julle is om julle te troos. Binne in julle is om julle te versterk. Rondom julle is om julle te bewaar. Voor julle is om julle te lei. Agter julle is om julle te beskerm. Bo julle is om julle te seën. Mag julle weet dat julle God julle gebede verhoor en aan julle sy vrede en vertroosting sal gee. Amen. Vriende, ek gaan vra dat ons staan terwyl die familie uitstap en dan nooi ek julle om saam verder te kom, gesels, te lag en saam te huil terwyl ons die tere agter geniet. In die huis van die Here bly.